Dankie, Here Jesus. Dankie dat U vir ons 'n trooster verlos het. U Heilige Gees. Wat ons lei, wat ons anointing is, Here. Hy wat in ons lewe. Die woord leer ons immers, is julle liggame nie 'n tempel van die Heilige Gees nie. Here, dankie. Dankie, dankie, dankie. Dat Moses in U opdrag die artikels binne in die tabernakel moes uitsalf. Heilige Gees, kom vul ons weer met vars salwing. Ons loof en prys dat U die naprediker van hierdie woord sal wees, Here. En dankie dat U vir ons die leiding gee, dag vir dag. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Julle kan julle sitplekke neem. Die Here het vir my gegee vir 2026. Het hy gesê, hou die olie in jou lamp. Hou die olie in jou lamp. Nou kom ons kyk 'n bietjie, hoekom het Jesus gepraat oor die 10 maagde? Hoekom maagde? Hoekom was 5 wys? Hoekom was 5 dwaas? Wat beteken dit vir ek en jy? Jesus het hy was nie 'n storie vertel. Hy was gelykenisse. Die Here is nie tinkerbell. Hy gebruik dit wat hy geskaap het om vir ons te leer. Want almal weet wat is maagd. Almal kan tot by 10 tel, hoop ek. So, almal weet hoe werk die goed in die Bybel. Die Here het gelykenisse vertel, omdat hy ons prentjiemense gemaak het, om te kan verstaan wat hy vir ons wil sê. Nou kom ons lees Matteus 25, 1-13. En hy praat voortdurend oor sy koninkryk. Wat is die opdrag van die Here omtrent sy koninkryk? Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God. Daarna sal alle dinge vir julle bygevoeg word. Deesdae soek ons die dinge en ons vergeet die koninkryk. Soek eers die koninkryk van God. Die Here het 'n paar keer gelykenisse vertel oor die koninkryk van God, wat dit is en hoe dit is. Kom ons lees. Dan sal die koninkryk van die hemelse wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie en hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan slaap geraak. En middernag was daar geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al daai maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar dan nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En terwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Let op, al 10 hierdie maagde het na dieselfde bruilof gegaan. Dis was daar vir hulle uitnodiging. Niemand daag net by 'n bruilof op nie, jy gaan op uitnodiging. So hulle is al 10 op pad soontoe. Maar die verstandiges het olie in hulle lampe geneem en ekstra olie saamgeneem. Want hulle het geweet, hoe langer 'n lamp brand, hoe meer olie gebruik hy. Nou ek en jy, die bruidegom is Jesus Christus. Die 10 maagde is die kerk. Ons. Party mense spring weg, begin die Here dien, en onthou die lewe gaan olie uit jou uittap. Die lewe tap jou salwing. Mense tap jou salwing, as jy dit toelaat. Dis ons duidelik, dat Jesus sou praat van wanneer hy kom.
Presies wat ons laasweek gepreek het, volhard, 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 volhard. Die mense in die kerk is ons, die olie verteenwoordig ons. Jou verhouding met die Heilige Gees, hy vul jou met salwe. Jy kan weet wanneer iemand onder die unction van die Heilige Gees praat, of praat hy homself uit. Daar's 'n waarskuwing vir ons hierin, vir die kerk om geestelik gereed te wees. Wees gereed, want die uur en die dag ken julle nie wat ek kom nie. As jou olie dan nie meer brand nie en jou lamp beteken niks nie, is dit soos die sout wat laag geword het op die aarde, jy kan daarmee niks doen nie. En die Here gaan sê, gaan weg. Hy sê, dan sal tyd wees dat jy klop, en ek gaan nie oopmaak. Dit is gevaarlike goed hier, julle. Sonder die salwing kan 'n kind van die Here nie opereer nie. Want sonder die salwing van die Heilige Gees, kan jy nie jou hand op die siekes lê nie. Want hy is nie wat die krag gee. Dis hy wat die healing doen. Jy is net die kanaal. Sonder olie in 'n lamp kan 'n lamp nie brand nie. Daarom moet daar altyd olie in jou lamp wees. Daar moet altyd vars olie in jou lamp wees. Jy kan nie die Here vra vir nuwe anointing nie. Jy vra vir vars anointing. Onthou julle die weduwee en Elia gaan half met die kanne. Daai olie het nooit opgeraak nie. Want sy was aan die voete van die Here. Jou olie sal nie opraak. Maar daar gaan ander kerkmense wees, maagde, dis goed die Here dit gebruik het as maagde, want kyk, alles wat oud is, het niet geword, dis 'n nuwe mens. Wat gaan kom en sê, geef my van jou olie. Onthou jy wat Petrus hulle, toe Simon agter hulle aangeloop het, die sklowenaar sê, dit wat jy wil hê, verkoop dit aan my. Jy kan nie salwing koop nie. Daarom wat die maagde nie vir hulle gee nie. Jy kan nie koop nie. Jy moet jou eie persoonlike verhouding met Here Jesus Christus hê. Jy moet jou eie persoonlike verhouding met die Heilige Gees hê. Dan sal daar mense kom wat jou salwing probeer steel. Daar is net eenvoudig sommige mense wat nie vir hulle self wil bid nie, wat niks self wil doen nie, wat die Here wil gebruik, soos pudding op 'n troue. We gaan hulle huis toe, dan hulle skoon vergeet, wie was die bruidegom, want die fokus is verkeerd. Kom ons kyk wat sê. Die dwaase maagde is nie wat die Here van praat, wat hy sê, julle het julle met my met julle lippe gedien, maar julle harte was ver van my af. Dis mense wat Christene is, hulle self Christene noem en lewe so Satans. Jy kan nie waag om hulle buite kan die kerk te praat, want jy is te bang wat kom uit hulle mond uit. Hulle lyk soos maagde, hulle is nie. Wat sê die Here hier? Hulle het bitter min geestelike groei. Hulle het weggespring, begin, maar feitlik geen geestelike groei. Heel voor in die kerk gesit, in die koor gesit, die hele spul gedoen, en hulle harte was nooit daar. Nooit nie. Let op, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal valk geword, al 10 van hulle het valk geword, né? Hulle doel was almal om te slaap, smoeg. Terwyl hulle slaap het die lampe gebrand, en die dwaase se olie nog minder geword. Nog minder geword, minder en minder en minder. Want dit brand uit. Het die Here nie gesê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer. Nou sê die wyses vir hulle, gaan en gaan koop vir julle self olie. En terwyl hulle weg is om olie te gaan koop, toe kom die bruidegom. Ons kan nie wag om te sê, okay, môre, vandag gaan ek myself nog gat uitgedien, maar môre gaan ek weer begin van voor af my hart vir die Here gee. Jy weet of jy môre sien. Vir hierdie 5 maagde
was dit te laat. Dit was te laat, want onderwyl hulle op pad was, hulle intensies is goed om te gaan koop, was dit te laat. Toe kom die bruidegom. Wat doen hulle toe? Meneer, maak vir ons oop. Gaan weg, ken jy. Dis seker die hartseerste woorde wat 'n born-again Christen ooit in sy lewe kan hoor is, gaan weg, ek ken jou. Nie almal wat sê Here, Here, gaan die koninkryk ingaan nie. Net die wat die wil van die Vader doen. Let op dat hy nie gesê het wat die perfekte wil, want ek en jy is nie perfek nie. Ons kan nooit die perfekte wil uitvoer nie. Ons kan die wil van die Here probeer uitvoer. En selfs daarin het ons hom nodig. Ons kan dit net self doen nie. Olie is 'n simbool van die Heilige Gees. Vuur, water en olie. Hoe gevul is ons nog met die Heilige Gees? Want jy kan die Heilige Gees bedroef, deur wanneer hy met jou praat om te ignoreer, nie te luister nie, dan bedroef ons die Gees van God. Hoe gevul is ons nog steeds met die Heilige Gees? Jou persoonlike verhouding met hom kan nie gedeel word nie, kan nie uitgeleen word nie. Jessie, hoe praat jy in tale? Nie staan dat ek vir jou sê. Sê agter my aan. Karabashendo kusuterabas. Jy kan nie iemand aan taal leer nie, dis 'n hemelse taal. Dis 'n taal wat die Heilige Gees van God vir jou gee, want dit is een van die 9 gawes van die Heilige Gees. Is 'n gawe, is 'n geskenk van die Heilige Gees. Jy kan nie agter mense aanpraat nie. Jy kan nie jou verhouding met die Gees van God by iemand gaan leer nie. En ek weet, gaan baie mense so toon en trap wat na hierdie video kyk. That's the truth. En die Heilige Gees sê, ek gee dit soos wat ek wil. Jy kan iemand leer in tale praat. Dit is onmoontlik. Dit is nie jou taal nie. Jy weet self nie eens wat jy sê nie. Jy moet 2026 ingaan met jou eie verhouding, jou eie wysheid en jou eie geloof. Wysheid, kennis en geloof kom van die Gees van God af. Hy is ons leidsman. Maar ons ignoreer hom asof ons nie weet daar is 'n Gees van God nie. Wat maak ons ouens? Ons bedroef die Gees van God. Hoeveel keer het die Here nie met ons gepraat, die Gees van God, en vir jou gesê, wanneer hy ons aankla, doen hy dit baie mooi. Hy is 'n gentleman. Hy sal sag praat en sê, my kind, ek wil nie jy moet dit doen nie. My kind, wees versigtig. Dis nie aankla soos 'n judge te doen nie. Die olie simboliseer die leiding van die Heilige Gees, divine leiding. En wysheid, openbaringe en voortdurende voeding. Daarom as jy nie elke dag hierdie woord oopmaak nie. Man shall not live by bread alone, but by every word that goes forth from the mouth of God. As jy nie elke dag hierdie woord oopmaak nie, wat se geestelike voeding wil jy hê? Wat se voeding wil jy hê? Jy gaan nooit geestelik groei nie. Nooit nie. En die Heilige Gees sal jou vat na die skrifte toe wat hy wil hê jy moet lees. Jy weet mos waardeur gaan jy. Jy weet mos in watter posisie en watter plek jy jouself nou bevind. Alles is hier in die boek van God opgeskryf. Waar hy jou leiding en krag en sterkte en bemoediging gee. En aanmanings. Voortdurende aanvulling deur gebed. Hoe doen ons dit? Gebed, geloof, heiligmaking, vas. Die olie in jou lamp is 'n persoonlike journey saam met die Heilige Gees. Die fantasie van alles is die vertrekpunt om te sê, Holy Spirit, ek weet nie wie U is nie. Ek ken jou nie regtig nie. Kom openbaar jouself aan my. En kommunikasie. Toe hy, wag vir die antwoord. Wat het Paulus hulle gedoen? Hulle hande op die mens gesê, ontvang die Heilige Gees.
Jy kan in jou kamer sit en die Heilige Gees ontvang. Hoekom wil ons nie besef dat Jesus homself het gesê, julle gaan dit nie maak nie. In Johannes 17 bid hy eers vir die disippels, toe bid hy vir die wêreld. Hy sê, ek bid nou vir my disippels, Vader, ek bid nie vir die wêreld nie. Toe sê hy, ek bid nou vir die wêreld. Daai wat jy dink en ek dink, ons is so slim, jy ry in jou kar en skielik kom 'n gesig op 'n naam by jou op. Dis toe nou nie jou ika nie. Dis toe nou die Heilige Gees. Wat wil hê, jy moet daai oomblikke intree vir hierdie persoon. Julle kyk net rondom julle. Almal jag soos maniake. Die helfte is gedrink. Die ander helfte, Vader weet wat van hulle aan, maar die stopstraat, hulle kan nie stop spel nie. Daarom haal hulle maar net die stopstraat af en confuse hulle. Ja, oor stopstrate, weet julle hoeveel mense het al gesterf tot nou toe in hierdie Desember? Mense het geen gesag vir die aardse wette nie, hoeveel te meer vir God se. Die naam van die Here het goedkoop geword vir mense. En ek en jy moet die lampe wees. Hierdie vertrek kan pikswart donker wees, like een vierhoekie. En as lig. En as al is jy daai een vierhoekie in 'n vertrek. Maak nie saak wie jou familie is nie. As hulle nie wil hoor dat jy oor die Here praat nie, ja, pastoor, maar die Bybel sê, jy moet nie, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, dis glad nie wat die Bybel sê nie. Hy sê, tydig en ontydig verkondig die woord. Hoekom luister jy dan die hele tyd na hulle gevloekery en geskreeuery en gewat wat hulle wil doen? En jy hoef nie op te tree soos 'n predikant met 10 grade nie. Jy kan net sê, ouens, nie my pa se naam so gebruik nie. Wil julle teen? Net so maklik as dit. Ons kan nie ons lampe binne toe laat skyn, maar niemand mag weet nie. Die Bybel leer ons, wie steek 'n lamp op en sit hom op 'n maatemmer, onder die maatemmer. Hoeveel Christene kry nie weg vir die Here nie? Is jy born again? Kloosterkoek. Ja, wees liever die kloosterkoek voordat jy die askoek is, want dit gaan in die hel brand. Dis die goed wat ek en jy moet besef. Ons kan nie, wanneer ons tussen ander mense is, die Heilige Gees een kan toeskuif nie, want ons is bang, hulle hou nie meer van ons nie. Hulle hou het anyway nie van jou. Alles wat blink, is die goud nie. Gaan gee vir ons van julle oor, want ons lampe het uitgegaan. Daar's goed soos false responsibility. Dit was nie hulle verantwoordelikheid om vir die 5 dwaases olie te gee. Hulle moes gesorg dat hulle olie in hulle lampe het. Daar's goed soos false responsibility. Dis nie jou verantwoordelikheid nie. Almal van ons kan nie verslag nie. Gaan jy moeg word in jou hardloop, in die wedloop? Ja, jy gaan moeg word. Jy kyk na 'n wedloop, dan sal jy sien die halfpad het hierdie een krampe, daai een kry oor die wedstreep. Hierdie een word gehelp deur iemand anders om oor die wedstreep te gaan. Maar weet jy wat? Hulle het een doel voor oor, die wedstreep. Die wedstreep. Jy gaan moeg word. Die wind, die see, alles gaan probeer om die olie in jou te verwrig en dood te druk, om jou lamp dood te smoor. The cares of the burdens of this world has choked the word of God in your life. Die allerhande goedes, want ons is in 'n geveg. Julle geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, owerhede, principalities, rulers of darkness. Hulle het range. En as een lot jou nie kan kry nie, dan gaan dan na jou kinders toe. As jou kinders nie kan kry nie, probeer hulle jou kleinkinders. As hulle dit nie kan kry nie, probeer hulle jou suster, jou broer, jou ma, jou pa. Daarom moet ons lampe so skyn,
dat as ons in die donker inbeweeg, want ons moet die geveg veg. Daarom het jy die wapenuitrusting. Jy het die wapenrusting om aan te trek en te sê, ek sal staande bly. Die vurige kole van die bose sal nie na my toe kom. Die grootste wat ek julle vandag wil sê, is toe Jesus vir hulle sê, die bruidegom, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. En weet julle wat? Ons, die wyse maagde, want julle sit hier, ons, die wyse maagde, is deur God voorsien vir die bruilof. Ek en jy is genooi en almal daar buitekant. Elke liewe mens wat asemhaal, is deur God die Vader genooi na hierdie bruilof toe. Dis die eerste en die enigste bruilof ooit in mense geskiedenis wat jy sal kan bywoon, waar almal genooi is. En daar genoeg kos gaan wees, met 5 visies en 2 broodjies, vir al die gaste. Kyk wat sê. Hy het die olie voorsien vir ons vir 2026. Johannes 14 vers 26. Maar die trooster, die Heilige Gees, hy is die olie. Hy is nie wat die olie voorsien, die anointing, the presence. Want die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy het ook die uitnodiging na die bruilof gestuur vir ons in 2026. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op en julle leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Almal is gewoon na die bruilof toe te kom. Maar ons kan net by hierdie bruilof ingaan, as ons lewens gevul is met die salwing, met die olie van die Heilige Gees. Want die oomblik wat jy Jesus Christus aanneem, as jou saligmaker en jou verlosser, daai oomblik beweeg die Heilige Gees in jou in. Want as 'n invulling en 'n oorvulling. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Maar wat jy salwing wees, jy tap ons eers olie in die lamp en dan steek jy hom aan. Ons nie andersom nie. Kom ons stap 2026 en met ons lamp, die woord en die ekstra olie die Heilige Gees in, om die bruidegom te ontmoet. Altyd gereed in geloof, gebed, vas, bemoediging, versterking. Ek en jy is die lamp vir mense om ons, julle. Jesus het sy deel gedoen. As daar 'n geveg en gestryde is, en een persoon loop in en sê, okay julle, kom ons bedaar, is daar dalk vir julle. Net een. Want ons moet die lamp wees, ons moet die lig dra. Matteus 28 vers 19 en 20. Jesus net voordat hy die aarde verlaat het, sy laaste woorde, sy laaste opdrag, sy laaste bemoediging, sy laaste beloftes wat aan die human being gemaak het. Hoor wat sê? Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hy gee daai belofte. Maak nie saak hoe skaam jy is nie, maak nie saak hoe bang jy is nie, maak nie saak hoe jy is nie. Ek is met jou, ek sal daai woorde in jou mond sit, wat jy moet gebruik. Want jy is die profeet van jou eie lewe. Julle ken Numeri 14 vers 28 uit julle kop uit. Wat ek jou hoor sê, gaan ek met jou laat gebeur. Die jaar wat olie in jou lamp sal beloftes in vervulling bring. Johannes 14 vers 12. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. As jou lamp gevul is met olie, dan gee jy lig aan die rondom jou, wat beteken signs, miracles and wonders. Wil jy nie bietjie sien dat jy iemand bid en hy word gesond? Wil jy nie bietjie hierdie goed sien en sê, Jesus Here, my lamp het olie in.
Die olie het nie verslaan nie, dis nie oud nie, dit het nie uitgebrand. Want U is met my. En dan sê die Here vir my die dag, toe ek nou so 'n bietjie nou klaar gelees en gebid en gewat het, toe sê die Here, toe hoor ek die Here duidelik in my oor sê, arise church, arise. Hou op speel asof God geen krag het nie. Arise. Staan op, sê Here, 2026 is my jaar. Dis die jaar wat ek gaan sê, God lewe vir my. Dit help nie jy hoor van die wonderwerke wat God vir iemand anders te doen, maar jy het tog nie beleef nie. Dit is wonderlik, ons is bly saam met hulle, maar wanneer dit jou beurt word, is dit op 'n ander level. Wanneer jy kan opstaan en sê, maar hy het dit vir my gedoen, ek is belangrik. Ons kan nie Sondag na Sondag kerk toe gaan en sit net in die kerk, en dan gaan ons weer huis toe nie. Wat het jy in die kerk gedoen my Sondag? Wat het jy die res van die week gedoen met dit wat jy geleer het? Arise, my bride, arise. Want dit sal die greatest love story wees ever told. Is so lief het God die wêreld. Daar's nie eens 'n boek geskryf wat jy kan lees wat daarna gaan kom nie. 2026 is wonderlik as die kursusse doen, dis alles fantasties en dit, maar dit help nie doen een kursus na die ander en daar's nie olie in jou lamp nie. En hy het vir die lamp gegee. Hy het die lamp by jou voete neergesit. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Hy gee ons die lamp. Hy gee ons die olie van die lamp, die Heilige Gees. Hy gee dit vir ons. Hy gee ons wysheid. Jakobus skryf, as iemand wysheid kort kom, vra dit van God en hy sal dit vir jou gee. Sodat ek en jy kan sê, ons is wys. Ons is die wyses van God. Ons is die wyse magte, want ons volg hierdie resep wat God vir ons duidelik gegee het. Prys sy naam julle. Hy vra nie ons moet goed gaan create nie. Hy het daarvan ons gegee, al wat hy sê, tel dit op. Doen dit. Moenie net hoorders wees van die woord nie, maar doeners. Doen wat julle lees. En dan gee hy belofte, ek is tot aan die einde van die volharding van die werk, volhard ek met julle, ek is by julle, gaan julle nie los. Moenie dat 2026 net verby gaan, net nog 'n jaar wees nie. Ek begin maandag te werk. Liewe Vader, die Here wil jou so graag bless. Terwyl die ou by die afbeen sit en sê, ek wens ek kon werk. Die hou op die bankie daarvoor sit en sê, ag, kon ek net te werk gekry, 'n slaapplek om my kop neer te lê nie, bietjie hitte in my lyf te kry nie. Terwyl wat 'n man wat te oud is om op pensioen te jonk is om op pensioen te gaan, sê, ek wens ek kon nog net 6 jaar werk, om vir my gesin te voorsien. Hoekom het die Israeliete nooit die beloofde land ingegaan nie? Hulle het gekla en gekerm, gemou en gemou. Wat moet die Here nog doen om ons tevrede te stel? En dit klaar gedoen. En ons gaan dit nou manifesteer. Ek wil hê julle moet opstaan. 61 vers 3. U gee vir ons sieraad vir as. U gee vir ons vreugde, olie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir ons vir 'n verslae gees, sodat ons genoem kan word terbinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot u verheerliking. Here, u hartsbegeerte was dat niemand sal verlore gaan nie en dat almal die Here sal dien. Ons loof en prys u daarvoor, Vader. Ons sal nooit ophou om u te dien nie. Gee ons die krag, Here, want uit eie sterkte uit kan ons dit glad nie doen nie. Here,
nuwejaarsbegeerte staan in die woord. Dit staan in 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommiges dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommiges moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Here, ons vra dat ons nie selfsugtig sal wees nie, maar dat ons vir duisende mense sal vra om na hierdie bruilofte te kom. Gebruik ons, Here, dat ons van U disipels sal word in Jesus naam. Amen.